Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom vanoggend hier. Ons sê ook welkom vir diegene wat deur die internet deel het aan hierdie erediens. Ons het vooraf net 'n paar afkondigings. Die kollekte onder die diens is vir die diakonale kas en die by die deure is vir die sustentasiefonds. Dan is ons regtig bevoorreg om vandag ook weer die sakrament van die doop te kan sien, ook tot ons eie geloofsversterking. Die doop word bedien aan Zander, dit is nou die seentjie van Corneille en Jason Rendel. Ons is baie bly dat oupas en oumas hier kan wees. Dit is ook vir hulle 'n spesiale dag. Hulle gaan ook deel wees van die doopbediening en ons hoop dit gaan vir julle 'n wonderlike belewenis wees. Jy sal merk dat daar heelwat meelewing in die nuusbrief is. Ek gaan dit nie herhaal nie, ek wil net graag 'n paar byvoeg. Louisa Coetzee, dit is Henny Coetzee, die bestuurder van Huis Boland se vrou, ondergaan reeds môreoggend 'n baie groot rugoperasie in Louis Laipold. Ons wil regtig vir Louisa die nabyheid van die Here toebid. Oom Paul Foster is steeds in die intensiewe afdeling van Panorama. Nou ek is nie 'n dokter nie, maar hy begin vir my beter lyk. Weet jy, dan is daar baie van ons lidmate se kinders wat siek is, skoonseuns ensovoorts. Ons het maar gehoor van Tries en Herman se skoonseun Justin wat Vrydag in Panorama opgeneem is. Meneer Anton van Rensburg se skoonseun se blinde darm het gebars. Hulle het 'n geweldige moeilike week agter die rug. En so kan ons letterlik aangaan. En dan, broeders en susters, wil ons graag vanoggend die blomme wat hier voor is, wil ons gee vir Margreet Gevers. Margreet het 'n terugslag, leef 'n terugslag wat haar gesondheid betref en sy het reeds Vrydag met behandeling begin. Ons is bly dat jy hier is, Margreet, en kry hierdie blomme met al ons liefde vir jou, hoor. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede, en dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan begin, broeders en susters, hier heerlik saam te sing uit Psalm 89. Ons gaan die eerste 2 verse saam sing. Jy sal merk, dwars deur alles wat ons sing, die skriflesing, selfs die doopbediening, gaan oor die verbond van die Here met ons, sy opdrag om vir ons kinders te vertel van sy groot dade, sy roemryke dade. Alles staan vanoggend ook in die teken daarvan. En dan gaan ons in besonder ook beleef met die doopbediening. Kom ons begin Psalm 89 vers 1 en 2. Dis op bladsy 449.
nie wonderlik nie, broeders en susters, dat ons by mekaar is en by mekaar kan wees. Een in die geloof, een in ons liefde, een in ons hoop. Ons is 'n geloofsgemeenskap. En daarom bely ons ook nou saam ons Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus. Hy is gekruisig, het gesterf en is begrawe. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Maar op die 3de dag het hy opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel. En hy sit nou aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons is in die teenwoordigheid, broeders en susters, van die lewende God. Dink net vir 'n oomblik, hoe wonderlik het hy u by hom ontvang deur sy seun vanoggend. Ons is in sy teenwoordigheid. Luister wat skryf Johannes in sy eerste brief. Hy sê, dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En is een van ons sondig. Ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Kom ons sing met nederige harte, maar ook tegelyk met groot dankbaarheid vir die wonderlike gawe van vergewing van sondes in en deur ons Here Jesus Christus. Ons sing Psalm 86, die 3de vers, dis op bladsy 432 vir die wat op die internet ingeskakel is, en dan ook Psalm 102 vers 6, dis op bladsy 503.
Ons gaan nou daartoe oor, broeders en susters, om die sakrament aan hierdie ou pragtige seentjie te bedien vanoggend. De Zander Rendel, dis die eersteling seun van Corneille en Jason Rendel. Maar voordat ons die doopbediening self doen, dink ek is dit baie belangrik om vanoggend ook te onthou dat hierdie doopbediening vind in ons midde plaas. Ook omdat die Here ons almal werklik in die geloof wil versterk deur sy verbondsbeloftes aan ons. En daarom is dit belangrik dat jy sal kyk. Ook self sal terugdink aan die wonderlike feit dat jy self gedoop is. Dat God sy hand die lewe gelê het en gesê het, jy is myne. Ons gaan vanoggend eerstens kyk waarom ons doop. Daarna gaan ons kortliks kyk na wat die doop beteken. Dan hoekom ons kinders doop. Hoekom dit belangrik is. En dan in die laaste plek gaan ons kyk na die verantwoordelikhede wat die doop plaas op die ouers, op die doopeling self. Waarom doop ons kinders? Ons doop hulle, broeders en susters, omdat die Here 'n verbond van genade met ons gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van al die gelowiges soos hy bekend staan in die Bybel, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand, en hoor nou, tussen my en jou nageslag na jou. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Weet jy, ons Here Jesus Christus het hierdie verbond, kan ons sê, in sy persoon, en deur sy wonderlike verlossingswerk wat hy gedoen het, op 'n nuwe en 'n finale wyse bevestig. En as teken en waarborg daarvan, het hy dan ook die doop ingestel, die doop aan ons gegee. En deur die verbond wat die Here met ons en ons kinders sluit, verbind die Here hom aan ons, om ons God te wees. Wil hy ons lewe vul met al sy wonderlike seëninge. Maar vra die Here ook baie duidelik van ons liefde en trou teenoor hom. Wat beteken die doop? Ek lees in hierdie week iemand wat sê die doop is 'n gesagsverandering. Dat jy te staan kom onder die mag en die heerskappy van die drie enige God, en dit is so waar. Ons word gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Here bevestig hierdeur dat hy ons insluit in sy verbond. Dat hy ons as sy kinders aanneem. Dat hy sê, jy is myne. En dat ons deel het aan al die verbondsvoorregte van die Here. Hierdie doop word ons kinders en ons aan Christus verbind, wat ons sondes deur sy bloed afwas. En ons doop is 'n versekering dat die Heilige Gees in ons gaan woon en in ons gaan werk. Dat hy ons al meer in hierdie lewe ook gaan vernuut na die beeld van ons Here Jesus Christus. Die doop beteken ook 'n inlywing in die liggaam van ons Here Jesus Christus, sy kerk. En daarom is die doop altyd 'n blywende oproep tot ons almal, om die Here wat genade op genade aan ons bewys, om hom werklik met ons hele hart lief te hê en te dien. Hoekom doop ons kinders? Weet jy, van die begin af het God kinders ingetrek, deel gemaak
van sy verbond met gelowige ouers. En daarom is ook hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop, wanneer ouers tot geloof gekom het. Nou, klein Jason byvoorbeeld, verstaan nie vanoggend, verstaan nog nie wat hier plaasvind nie. Jason en Corneille sal hom dit moet vertel. Maar weet jy, die feit dat hy dit nie nou verstaan nie, verander niks aan die geldigheid van die Here se beloftes aan hom nie. Die feit dat hy vandag gedoop word, as 'n klein pap babietjie, vestig juis die feit dat God die inisiatief neem, ook in sy verlossing, dat God eerste sy hand op sy lewe lê. Nou die doop bring vir ons almal verpligtinge mee. Die Here vra van ouers wat hulle kinders laat doop, soos wat kinders opgroei, soos wat hulle groter word, om werklik vir hulle te vertel, ek gaan nou in die prediking hierop terugkom, om hulle te vertel van hulle doop, om hulle te vertel van die Here se genadeverbond met hulle. Die Here verwag van ouers om 'n geloofsvoorbeeld vir hulle kinders te wees, en om ook hulle kinders op te roep en sê, maak dit deur die geloof jou eie, leef daarin. Maar ook vir ons almal wat gedoop is die doop werklik telkens weer 'n oproep om te leef vanuit God se groot genadedade in ons lewe, om dit die vertrekpunt te maak, en om die Here lief te hê en te gehoorsaam. Ons gaan nou vra, broeders en susters, dat Jason en Corneille vir 'n paar oomblikke net hier voorkom staan, en dan gaan ons vra dat Zander ingebring word, sommer nou dadelik, en terwyl hulle met hulle kindjie in hulle hande staan, gaan ons saam met hulle ook vir klein Zander bid. Kom ons bid nou saam. Onse hemelse Vader, ons is oorweldig deur u goedheid. U kom eerste na ons toe. U sê vir ons terwyl ons nog so klein is, jy is myne. Ek sal vir jou 'n God wees, jy sal vir my 'n kind wees. Ons dank U, Here, dat ons vanoggend hier in hierdie doop, Here, iets mag beleef van die geweldige omvang van U liefde en U genade oor ons en ons Here Jesus Christus. En saam met Corneille en Jason is ons so dankbaar voor U. Saam met hulle ouers, hulle familie, so dankbaar, Here, dat U ons nie aan onsself oorlaat in hierdie wêreld nie, maar dat U ons en ons kinders gryp en sê, jy's myne. Ons aan U vasbind met ewige beloftes. En daarom bid ons, Here, dat U ook vir klein Zander, dat U hom aan U sal vasbind in 'n ware en 'n lewende geloof. Mag hy U ken, mag hy U dien. Mag Corneille en Jason sien hoe kragtig U Gees in hom werk.
en hom bring tot groot liefde vir U en tot 'n gehoorsaamheid uit dankbaarheid. Seën nou hierdie doopsbediening vir ons almal. En mag ons U groot genade sien, hoor en ter harte neem. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Jason en Corneille, julle het gehoor wat die betekenis van die doop is. En dis ook julle groot begeerte om hierdie klein seentjie van julle ook te laat doop, om hom die verbondsteken te laat ontvang. En daarom vra ons vir julle om opreg op die volgende vrae te antwoord. Bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld kom en daarom onder die oordeel van God staan, dat hulle in Christus nogtans aan God behoort en dat hulle daarom as lidmate van die gemeente gedoop moet word. Bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En dan Corneille en Jason, beloof julle om Sander, van wie julle die pa en die ma is, om soos dat hy groot word, om te vertel van hoe groot en goed die God is wat hom geskaap het, maar wat ook vandag sy hand op hom lê. Wat is hierop julle antwoord? Na die doopsbediening, broeders en susters, sing ons Psalm 105, daarvan die 5de vers. Die water is ijskoud. Sander Lee Rendel, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almagtige, barmhartige God en Vader, Here, ons dank en ons loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. En dat U ons deur die kragtige werk van die Heilige Gees in 'n verhouding met U bring, in 'n geloofsverhouding, verhouding van liefde, gehoorsaamheid en diens. Daarom bid ons vanoggend ook vir Sander, dat hy werklik kragtig deur U Gees in sy lewe sal werk, dat hy U sal ken en U met groot blydskap en groot opgewondenheid elke dag sal dien en volg. Wil U vir Jason en Corneille, ook vir sy oupas en sy oumas, hulle wat hom moet voorgaan in die geloof, wil U vir hulle besonderlik U krag gee,
en mag hy hulle navolg, omdat hulle werklik sien dat hulle die Here, ook sy Here, liefhet. Ons bid dit van U om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou vra, broeders en susters, dat die ander oupa, sy een oupa het hom ingebring. Ons gaan vir Philip vra om sy Bybeltjie te kom oorhandig aan Corneille en Jason. Asseblief, Philip. Pieter, kan jy vir ons die seënbede speel? Ek dink ons ken hom almal. Kom ons staan en sing ons vir hulle die seënbede uit Psalm 134 toe. Kom ons lees vanoggend saam, broeders en susters, uit Psalm 78. Ek gaan net die eerste 8 verse daarvan lees. Jy sal sien, dis 'n baie lang psalm. Maar wat hierdie psalm so merkwaardig maak, dit is 'n psalm wat Asaf wil gebruik om die volk te leer, om hulle te onderrig. En jy sal sien dat hy in hierdie psalm die groot en die roemryke dade van die Here telkens vir hulle uitlig en dat hy hulle herinner. Onthou dit, vertel dit vir julle kinders. Kom ons lees Psalm 78, die eerste 8 verse. Luister na wat ek jou leer, my volk, luister aandagtig na wat ek sê. Ek gaan 'n gedig voordra. Ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal in die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat hy gedoen het. Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. So sal hulle dan op God vertrou. Nie vergeet wat hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat hy beveel het, en nie wees soos die voorvaders nie. Die was 'n opstandige en 'n ongehoorsame volk, 'n onbestendige geslag, wat nie aan God getrou was nie. Ons lees tot sover. Ons kinders, broeders en susters, en u moet my mooi hoor vanoggend. Ons kinders word geestelik al
armer. En ek besef dit, dis 'n verskriklike stelling om dit te maak. Maar weet jy, dit kom uit die mond van al hoe meer mense wat op een of ander manier met ons kinders werk. Hulle is met reg diep bekommerd oor ons kinders. Weet jy, daar is sekerlik 'n hele klompie redes hiervoor. Ek gaan probeer net om 'n paar uit te lig. Weet jy, oor die algemeen lees ons kinders nie meer baie nie. Ek het al agtergekom dat as jy vir hulle dalk 'n hoofstuk of 2 hoofstukke in die Bybel gee om te gaan lees, dat dit vervang hulle te veel is. Hulle is die kyk generasie. Alles moet kort en vinnig gebeur. Hulle soek kitsresultate. Vinnig. Een rede. 'n Volgende rede, broeders en susters, is ouers is vandag te besig met ander dinge. Te besig om werklik kwaliteit geestelike tyd met hulle kinders deur te bring. Ons betaal maklik iemand anders om iets vir ons kinders te doen, want ek het nie tyd om dit self te doen nie. Weet jy, die feit dat ons kinders in die meeste van ons skole vandag nie meer formele Bybelonderrig kry nie, dink ek dra verseker by tot die verarming, die geestelike verarming van ons kinders. Ek het teruggedink in my eie lewe, hoe daar op hoërskool 'n onderwyser was, 'n diep, pragtige gelowige. En hoeveel hy nie vir my beteken het in daardie jare, eintlik die Bybel vir my oopgemaak het. Terloop sy bynaam onder ons was ou Baal. Sekerlik nou nie die vleiendste naam nie. Maar ek is seker, jy kan ook daarmee identifiseer, kan terugdink aan dalk so iemand in jou lewe, skool. Weet jy, die tyd wat die kerk, kom ons sê die tyd wat 'n gemeente het om werklik geloofsvormend met kinders te werk, is ontsettend min. Ek het 'n sommetjie gaan maak. 'n Kategeet sien 'n kind die hele jaar vir ongeveer 17 tot 18 uur. Dis al. En dit is nog te sê as daai kind elke Sondag daar is. Dit is so min, vir my persoonlike ontsettende frustrasie. So min tyd wat ook die kerk het om te werk aan die belangrikste verhouding in u kind se lewe, en dit is sy verhouding met die Here. Weet jy, baie kinders kom ook totaal onvoorbereid katekisasie toe. En weet jy, broeders en susters, dis verskriklik om so 'n kind in 'n klas te sien. Ek praat uit die hart uit. Weet jy, ek wil huil, want jy sien dit. Ek kry daai kind uit my hart uit jammer. Want is dit dan sy skuld dat hy nie saam kan praat met sy maats nie? Is dit dan sy skuld dat hy nie ook saam met hulle verder kan groei
in die werklike ontdekking van die Here se grootheid en van sy goedheid nie. Is dit die kind se skuld as hy negatief raak? Omdat hy net by die kerk afgelaai word. Pa, maak hom nie hier saam met hom kerk toe nie. Hulle het ander afsprake. Hulle het ete afsprake om na te kom. En broers en susters, genoeg hieroor. Dink die woord van die Here praat met ons vandag oor die geweldig belangrike saak, naamlik my kind se geloofsvorming en sy geloofsgroei. Kom ons sê dadelik vir mekaar, dit is belangriker as al die ander dinge waarvoor ons as ouers bereid is om baie geld uit te haal. Is baie belangriker as baie ander dinge waarvoor ons ure op sy sal sit, net om dit te deel met ons kind. Kom ons sê vanoggend dadelik vir mekaar. Ons kinders se geloofsvorming en hulle geloofsgroei is ons, nou praat ek van ons almal, is ons almal se ere verantwoordelikheid. Ja, dit is so dat die Heilige Gees wonderlik werk in ons kinders se lewens. Dat dit wonderlik is om te sien hoe my kind die Here leer lief kry en dien. Die Gees werk kragtig en magtig. Maar weet jy broeders en susters, hy wil nie sonder jou en my hierdie werk doen. Ek en jy as ouer is die groot en die primêre werktuig van die Heilige Gees. Laat daar by ons geen onduidelikheid daaroor wees nie. Hy gee vir ons 'n verantwoordelikheid waaroor ons eendag sal oor moet rekenskap gee. Ons dra 'n verantwoordelikheid om ons kinders in te lei in die rykdom van die evangelie. Want ons het ook op 'n keer met ons kinders in die hande voor God gestaan en gesê, ja Here. Ja Here. Gaan hierdie kind van my, u kind, en ek so begelei dat hy u sal ken en u sal lief hê. En nou is dit so pragtig dat die Here vir u as ouer wat die primêre verantwoordelikheid dra, dat die Here rondom u 'n hele gemeente gee. 'n Gemeente met sy katekese, met sy begeleiding van kinders. Niemand van ons broeders en susters wil graag 'n geslag die lewe instuur wat geestelik arm is nie. Dink nie dit mag ook nie. Weet jy, daar is in Psalm 78 wat ek wil noem 'n ketting van verantwoordelikheid, van verantwoordelikhede. 'n Ketting wat nie gebreek mag word nie. Kyk gou saam met my hierna. Kyk na die ketting van geslagte. As wat ons vaders ons vertel het, sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag. Nou 'n bietjie verder skryf Asaf. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak. En hoor nou, sodat die volgende geslag dit kan weet. En die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan hulle kinders kan vertel. Sien u, dit is wat ek wil noem 'n verbondsketting. Dis 'n ketting waarin jy en ek as ouer
'n baie en 'n bitter belangrike skakel is. Daardie rooi skakel op hierdie tekening. Ek dink u weet wat gebeur as een skakeltjie in 'n ketting breek. Is nie goed nie. Meeste van ons broeders en susters, en dank die Here daarvoor, meeste van ons kan terugdink aan 'n gelowige pa en ma wat vir ons vertel het van die roemryke dade van die Here. Dit is met verwondering vir ons vertel. Ons is betrek by 'n daaglikse lewe van lief wees vir die Here, van aanbidding van die Here. Ons betrek by 'n lewe van net bewondering oor die absolute grootheid van die Here se genade teenoor ons. Ek dink u weet wat dit vir u beteken het. Wat dit vir jou in jou eie lewe beteken het. Geweldig. Ongelooflik geweldig. Al het daai ouers ook hulle foute gehad. Maar die vraag is, broeders en susters, of ons kinders, die kinders wat ons nou besig is om groot te maak, of hulle ook eendag die Here regtig gaan dank vir die geestelike begeleiding wat hulle van hulle pa en hulle ma ontvang het. Gaan daardie verbondsketting heel bly? Of gaan hy breek? Wat gee jy op geloofsvlak aan jou kind deur, dat dit hom so sal inspireer om later dit ook te doen teenoor sy eie kinders? Wat gee jy vir hom deur, wat hy met hom saam kan vat? Wat hom, as hy groot is, vasberade oortuig sal maak? Dit wil ek ook vir my kind gee. Hierdie begeleiding na die Here. Wat kan ons doen as ouers? En ek stel dit nou ook weier. Wat kan ek doen as 'n oupa en 'n ouma? Ja, as 'n medegelowige wat met 'n kind kontak het. Wat kan ons doen, broeders en susters, om 'n generasie groot te maak wat geestelik sterk is? Wat nie armer en armer word nie. Wat kan ons doen sodat hulle die Here werklik sal lief hê? Om sal dien en hom wil gehoorsaam. Ek dink Psalm 78 help ons baie. En dit maak hierdie Psalm vir my so wonderlik. Psalm 78 help ons oneindig baie. Ek wil graag 'n paar sake vir u uitlig. Dink hierdie Psalm sê vir ons, wees jy in die eerste plek, as ouer, as oupa of ouma, of as gelowige, wees jy in die eerste plek, werklik vol van die Here se roemryke dade, en van sy mag. Weet jy, ons kan, of jy kan 'n kind nie bluf nie. Weet jy, 'n kind kyk dwars deur ons. 'n Kind hoor in jou stem. En hy hoor in jou woorde. Hy sien in jou oë of jy die Here werklik liefhet. Ons kan hulle nie bluf nie. Hy hoor in ons stem, hy sien in ons lewe
of God werklik in ons lewe groot en magtig is. Ons moet by onsself begin, want daarsonder gaan ons sukkel. Gaan ons baie trane stort oor ons kinders. Begin by jouself. Is nooit te laat. Wees in die eerste plek selfvol van die Here se roemryke dade in jou lewe. Dink in die tweede plek, broeders en susters, moet ons werklik besef dat die Here vir ons 'n opdrag gegee het, dat ons 'n diere verantwoordelikheid het teenoor ons kinders. Dat die Here van ons vra, vertel julle kinders van my roemryke dade. Kom nou daarop terug. Ek dink ons moet onsself voortdurend daarin herinner. Ek het ook eens met my kind by die doopbak gestaan en ek het beloof, Here, ek sal my alles gee sodat my kind hierdie God van sy lewe kan leer ken. Dink in die derde plek moet ons onthou dat hierdie geloofsvorming en geloofsbegeleiding van ons kinders, broeders en susters, 'n voortdurende proses is. Dis nie maar net 'n dingetjie 'n halfuur hier of woordjie daar of so iets nie. Dit beteken nie maar net om vir my kind te vra, het jy jou katekisasiewerk voorberei nie. Nee, dit is 'n saamneem van my kind. Dit is 'n stap vir stap begeleiding van my kind in werklike vreugdevolle diens aan die Here ons God. Daarom is dit iets van elke dag. Van elke dag waarin ek hom moet saamneem, om eintlik moet voorgaan en hierdie ken en bewondering en lief hê en diens aan die Here. Weet jy, in hierdie begeleiding van ons kinders, kan ons sê, wil die Here hê dat ons op 3 fasette van hulle lewe sal fokus. Nou dit het my baie gehelp in my lewe toe ek dit die eerste keer raak gesien het. Die Here wil hê dat ons in die eerste plek kennis aan ons kinders sal oordra. Kom ons noem dit kop, verstand, feite. Hy wil hê ons moet dit aan ons kinders oordra. Maar nie net dit nie. Dan moet ek my kind ook help om werklik op God te vertrou. Ek noem dit, dis 'n hartsaak. Maar dan nog 'n stapie verder. Om hierdie vertroue ook te laat oorgaan in gehoorsaamheid aan die Here. En dit doen wat die Here vra. Dis die handinge. Ons kan sê kop, hart en hand. Van kennis na vertroue tot gehoorsaamheid. Ek dink dis die pad wat die woord van die Here ook vir ons aanwys. Leer jou kind om werklik God te ken. Vertel hom, en dit is die woorde van Psalm 78. Vertel jou kind van die groot en die roemryke dade van die Here in die geskiedenis. Jy het die hele Bybel vol om vir jou kind te kan vertel. Weet jy, ons kinders ken dit nie meer nie. Ons kinders ken dit nie meer nie. Die Here sê, ouers, asseblief, vertel vir julle kinders
van al my magtige dade dwars deur die geskiedenis. Vertel vir jou kind van God se ongelooflike liefdesdaad. Deur dit hy Jesus Christus gegee het. Deur dit hy die Heilige Gees gegee het om in ons te kom woon en in ons te kom werk. Vertel. Moenie vir hulle preek nie. Dan kom jy in die middelpunt. Vertel hulle van die wonderlike God wat hulle geskaap het. Vertel vir jou kinders hoe jy hulle eie geboorte as 'n wonderdaad van die Here gesien en beleef het. Vertel hulle van hulle doop. Vertel vir jou kind, maar God het sy hand op jou lewe gesit. Hy het gesê, jy's myne. Ek is jou God. Ek gaan jou nie los nie. Vertel. Praat. Broeders en susters, ons moenie so besig raak met klomp ander goed, dat dit agterweë bly. Soos wat jy jou kind leer, dra daai kennis so aan hom oor. Laat hulle God so by jou leer ken, dat hulle ook leer om God te vertrou. Weet jy, ons kinders het ook hulle eie uitdagings. Ons kinders het ook hulle eie stryd. Help hom, help haar om op die Here te vertrou, om die hand van die Here vas te gryp en nie te los nie. Daarom vra dit van ons diep hartsgesprekke met ons kinders. 'n Hartsgesprek met jou kind, waar jy in die aand op sy bed sit, voordat hy gaan slaap. Dit vra 'n hartsgesprek, broeders en susters, ek my kind by die skool oplaai en huis toe ry en alles wat die dag by die skool gebeur het, net kom in tyd vir 'n hartsgesprek. Kom my hartsgesprekke uit as jy aan tafel sit. En die kinders, die mooi en die swaar, alles in 'n lewe net op die tafel gooi. Dit kom ons maar net so. Tyd vir die hartsgesprek. Dat jou kind ook in vertroue kan groei. En 'n hart wat werklik by die Here is, wat lief is vir die Here, 'n hart wat vir die Here alles is. Dit bring ook hande in beweging. Dit maak dat jy ook die God van jou lewe wil dien, wil gehoorsaam. En weet jy, hierin moet ons kinders regtig help. Ons moet vir hulle voorbeeld wees. Leer jou kind om saam met jou dienswerk te doen in die koninkryk van die Here. Weet jy, as ons toelaat dat ons kinders werkloos is, en sê nou maar 'n gemeente, dan leer ons hulle dat geloof sonder dade aanvaarbaar is. Vat jou kind saam. Kop, hart en hand. Miskien is dit tyd, broeders en susters, gesien alle ontwikkelinge in die wêreld. Miskien is dit tyd dat ons in die kerk van die Here, as ouers, as oupas en oumas, as medegelowiges mekaar sê, ons het mekaar hierin nodig. Niemand van die geloofsvorming en die geloofsbegeleiding van my kind vir my doen nie. Die Here roep ons daartoe. Dat ons vir mekaar sê, ons het mekaar nodig. Dat ons saam hieroor begin bid, mekaar bemoedig, mekaar help.
Want kyk, wat skryf Johannes? 3 Johannes vers 4. Hy sê niks verskaf my groter vreugde as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. Dis tog ook u wens. Miskien het dit tyd geword dat ons mekaar se hande baie meer hieroor moet vat. Want ons kinders is vir die Here kosbaar. Ons kinders is vir ons kosbaar. Amen. Kom ek doen nou vir ons 'n gebed, broeders en susters, ons gaan nie Psalm 78 sing nie. Terwyl jy so bly sit, kom en doen ek vir ons 'n gebed. Onse hemelse Vader, U is so groot, U is so goed vir ons en ons kinders. U werk in ons lewe en in die lewe van ons kinders. Dis wonderlik, dit gaan ons verstand te bowe. Ons kinders, dis U kinders. Dis kinders waarop U hande gelê het. Vader, nou kom ons as ouers, as oupas en oumas, as 'n gemeente, as medegelowiges na U toe. En vra Here, help ons. Help ons om nie 'n geestelik arm geslag die lewe in te stuur nie. Here, help ons om nie na ons eie programme te kyk, om nie ons eie doen en late te evalueer, en onsself werklik af te vra, kom ons uit by met dit wat belangrik is. Mag ons paas wees, mag ons maas wees, mag ons oupas en oumas wees, mag ons 'n gemeente wees, wat kinders saamneem, en blymoedige aanbidding en verheerliking van U. Here, gee vir ons alle wysheid wat ons hiertoe nodig het. Mag ons, terwyl ons werk doen, mag ons weet, die Gees werk, kragtig en magtig. Mag ons U werk ook in die lewe van ons kinders sien. Here, ons het so behoefte daaraan. Maak dit vir ons waar. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Na die kollekte, broeders en susters, sing ons weer 'n soortgelyke psalm as in Psalm 90. Ons sing vers 1 en vers 9. Daarna gaan die seën uitgespreek word en dan sing ons, sonder dat ek dit weer aankondig, lied 289 vers 1 en 2.
Maar God wat vrede gee, julle volkome toegewyd aan hom maak. En julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees, wanneer die Here Jesus Christus weer kom. Hy sal dit doen, want hy wat jou roep, is getrou. Amen. Net 3 sake, broeders en susters. Die Silver Seniors se somertee is nou eerskomende Saterdag hier in die gemeentesentrum. Dit begin 9:30 vir 10:00. Dit is wonderlik hoe baie al het weet het dat u kom. U is nog steeds welkom. Eerskomende Saterdagoggend hier in die gemeentesentrum. Die Suster Saamtrek is die 5de Maart. Dit vind in die strand plaas. Nou hulle wil teen die 22ste Februarie name hê, getalle hê, sodat hulle voorbereidingswerk kan doen. Daarom vra ons baie mooi vir al ons susters, gaan skryf die naam op die lys in die voorportaal of praat met Petro of met Marijke. Hulle sal u baie graag wil help. En dan die laaste ding. Weet jy, dit is oor 'n paar weke, 26 tot 28 Februarie is ons gemeentekamp. Nou, vir die van ons wat verlede jaar daar was, wonderlike byeenkoms. En ons nooi u steeds almal hartlik uit. Daar is nog 'n paar plekke beskikbaar, verskillende forme van akkommodasie. Maak vandag 'n punt daarvan om te gaan inskryf. Ek dink dit is 'n wonderlike geleentheid vir al ons nuwe lidmate om almal te leer ken. Ons het 'n baie lekker program die hele naweek. Dis 26 tot 28 Februarie. Kom wees deel daarvan. Dit is werklik 'n onvergeetlike belewenis. Baie dankie.